Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Dinsdagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om weer vandag vir julle 'n stukkie sielskos te kan meebedien. Nou, ons almal het al hierdie vers raak gelees in Lukas 12, vers 51, wat Jesus sê, dink julle ek het na die aarde toe gekom om vrede te bring? Inteendeel, ek het gekom om stryd en verdeeldheid te bring. Nou kind van God, as ons hierdie vers lees en dan dink ons, joh, maar ons dien dan 'n God van liefde, 'n God van vrede. Hoe kan hy dan nou wil verdeeldheid bring en stryd en al daai goedjies? Nou kom ek verduidelik gou vir julle. Die verdeeldheid wat Jesus hiervan praat, is die verdeeldheid tussen geeste, die geeste wat in ons is. Kyk, elke van ons het verskillende geeste, né? Ons het 'n bose gees en ons het 'n heilige gees. Nou ek weet baie mense gaan nie saam met my wil stem nie en sê, maar jy kan nie 'n bose gees hê as jy 'n heilige gees het nie. Dit is so, ek stem heeltemal saam. Want dit is waar die heilige gees, die bose gees, oorheers. Daai gees wat wil verdeeldheid bring in jou huis, daai gees wat wil kom moeilikheid saai, tweedrag bring. Dis waar die heilige gees hom oorneem. En natuurlik gaan dit dan verdeeldheid bring. Hoekom? Want die bose gees en die heilige gees kan nie saamwerk nie. Hulle kan nie, dit is net heeltemal onmoontlik. Dit is soos olie en water, dit kan net nie meng nie. En dit is wat Jesus hiervan praat, met as hy sê dat hy het gekom om verdeeldheid te bring. Dit is die skape en die bokke om te skei. Want ongelowiges en gelowiges, hulle gaan nie saam met mekaar kan oor die weg kom nie. Hulle gaan klatsch, hulle gaan heeltyd klatsch. En dis hoekom dit so belangrik is, dat ons eintlik ons almal meer in 'n eenheid is, as wat ons verdeeld is. Dat ons meer die meerderheid mense wat ons het, is om in Christus te wees. Dan sal dit nie nodig wees vir verdeeldheid nie. En gaan Jesus dan verdeeldheid bring? Nee, want hoekom sal hy verdeeldheid bring, as almal dan in 'n eenheid staan? Maar ongelukkig staan almal nie in 'n eenheid nie. En dit is hoekom Jesus sê, dat hy gaan verdeeldheid bring. En dit is waar hierdie geeste van mekaar geskei word. Nou kan ons 'n stappie verder gaan. En soos Paulus vir ons sê in die boek van Romeine, praat hy van die vlees en die gees wat teen mekaar in 'n stryd is. En dit speel ook 'n rol met verdeeldheid. Jesus het ook gekom om die vlees en die gees van mekaar te skei. Nou, ek praat nou nie van fisies soos wat jou vlees, jy's dood en jou gees lewe nou nie. Nee, dit gebeur eers wanneer jy tot sterwe kom. Maar terwyl jy op aarde is, wat Jesus hiermee ook bedoel, met die vlees en die gees wat geskei word, is dat die gees sal nie doen wat die vlees doen nie. En die vlees wil beslis nie doen wat die gees doen nie, want anders sal die vlees sê, nee, maar dit is te vervelig. Ag nee, wat, dit is nie 'n lewe wat ek wil hê nie. Kind van God, dis hoekom dit so belangrik is dat ons eerder in die gees wandel, in die gees leef, dat wanneer ons in 'n eenheid met God staan, dan sal dit nie nodig wees om verdeeldheid te bring nie. Ek meen, wat sal Jesus wil verdeel, as ons in 'n eenheid met hom is? Maar die wat nie in 'n eenheid met hom is nie, dit is waar verdeeldheid plaasvind. En dit is hoekom hartseer soos wat dit is, families so beklei, hoekom gesinne uitmekaar uitskeer, hoekom daar so bekleiereis is in verhoudings, want dit is net, daai eenheid is nie meer daar nie. Mense wil nie meer in 'n eenheid staan nie. Hulle wil of in die wêreld wees, of hulle wil in die koninkryk wees van die Here. Maar die twee klatsch verskriklik. Dit is net, daai werk net nie so lekker nie. En dis hoekom dit belangrik is, laat ons eerder in 'n eenheid met Christus staan. Kyk, as jy in 'n eenheid wil wees met die wêreld, niemand kan vir jou sê dat jy mag nie. Dis jou keuse. En laat my toe om dit te sê, maar jy weet wat gaan jou eindbestemming wees. Jou eindbestemming gaan beslis nie die hemel wees nie. So elkeen het 'n vrye wil. Elkeen het 'n vrye keuse. Maar ek kan nou vir jou sê, my boetie en sisse, mense wat dink, dit is vervelig om 'n kind van God te wees, was duidelik nog nie so betrokke by iemand wat in die koninkryk leef nie. Want regtig, dit is 'n voorreg, dit is 'n eer om te sê ek is 'n kind van Jesus. Dit is wonderlik om vir mense te kan vertel van wat Jesus vir jou doen, wie Jesus is, om 'n lewe te leef wat jy op die regte pad loop, 'n lewe te leef wat jy nie hoef te wonder, maar
ag, hierdie gaan net 'n oomblik wees en ja, ek gaan hel toe gaan nie. Nee, om 'n lewe te leef waar jy weet, jou eindbestemming is die hemel. Dis wonderlik, my broeder en suster. So ek glo en vertrou hierdie boodskap wat ek vir julle bring vandag, dit gaan iets binne in jou aanraak. Dit gaan jou met nuwe oë laat kyk dat hoekom Jesus gesê het, ek het ook gekom om verdeeldheid te bring. Kom ek bid vir ons. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ek het om 'n boodskap vir my broeder en suster te kan bring. Liewe Here, ek bid in Jesus naam, dat ons na verdeeldheid met ander oë sal kyk, dat ons sal weet, U het nie gekom om die kinders wat in 'n eenheid staan te verdeel nie, maar U het gekom om die goddeloses van die U het gekom om die wat goddeloos is en die wat godvreesend is te skei. Liewe Here, mag mense vandag besef dat om in die wêreld met 'n eenheid te wees, om in die wêreld te leef, is 'n tydelike vreugde, maar die vreugde en die oorwinning wat in Jesus Christus lê, is vir ewig. Asseblief Vader, in Jesus Christus naam is dit my gebed. Amen en amen. My broeder en suster, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk asseblief mooi na julleself en natuurlik as dit die Here se wil is, bring ek môre vir julle weer 'n stukkie sielskos. Tot dan, mooi bly almal, totsiens.